Dawid en Goliat. Dawid is die jongste van Isaai se 8 seuns. Terwyl 3 van sy broers van die huis weg is om in koning Saul se leer te veg, bly Dawid tuis en pas sy pa se skape op. Soms val hongerbere en leeu's die skape snags aan, maar Dawid hardloop nooit weg nie. As 'n skapie weggedra word, gaan hy agterna en bestook die ondier met klippe uit sy slinger. Meer as 1 keer maak hy bere dood wat 3 keer so groot soos hy self is. Op 'n dag stuur Isaai sy seun Dawid na die militêre kamp om vir sy 3 ouer seuns kos te neem. Toe hy daar aankom, sien hy dat die Israelitiese en Filistynse leers te mekaar opgestel is, reg om te beklei. Maar die Filistyne wil nie veg nie. Toe tree reus Goliat uit hul geleedere na vore. Hy is 2 keer so lank soos 'n gewone mens. Sy panser is so swaar dat ander mense dit nie eens sou kon optel nie. Sy spies is so dik soos 'n hanebalk. Sy bronsswaard so lank soos 'n roeispaan. Goliat stap voor die Filistynse geleedere heen en weer en daag die Israeliete uit. Stuur 1 man om teen my te veg. En as ek wen, sal die Jode ons slawe wees. As ek verloor, dan sal die Filistyne julle slawe wees. 3 keer herhaal Goliat sy uitdaging. Lafaards, bulder hy. Is daar niemand wat teen my sal veg nie? Julle verdien om slawe te word. Ons is nou aan die Saul, koning van die Jode, sit in sy tent van sy en word baie kwaad. As daar niemand in ons leer wat teen die reus sal veg nie, skreeu hy. Ek sal hom meer geld gee as waarvan hy ooit kon droom. Ek sal hom bevelhebber van die leer maak. Ek sal hom self toelaat om met my dogter te trou. Buite die tent kyk Dawid die Israelitiese soldate deur en sê vir sy oudste broer: Hy maak my nie bang nie. Ek sal met hom beklei. Maar sy broers lag net en keer hul rug op Dawid. Gaan pas jou skape op, knapie, sê hulle. Maar die koning se boodskapper het Dawid se woorde gehoor en gaan vertel die koning daarvan. Daar is 1 mens in die kamp wat nie vir Goliat bang is nie. Wie? Roep Saul uit. Bring hom vir my. Toe Saul vir Dawid sien, sug hy. Hoe kan 'n seun teen 'n opgeleide kruiger soos Goliat veg? Hy's 3 keer so groot soos jy, hy sal jou versnipper. Ek glo nie, sê Dawid bedees. Ek het al bere doodgemaak wat 3 maal so groot soos ek is. Buitendien sal God met die Jode wees. Hy was nog altyd. Ek is seker hy sal my help om te wen. Vat dan my swaard, sê Saul. Nee, dankie, antwoord Dawid. Ek het niks meer as my slinger nodig nie. So het Dawid toe in sy gewone skaapwagtersdrag teen Goliat opgetrek. Onderweg na die geveg moet hy 'n stroompie oorsteek. Hy buig af en kies 5 ronde klippe. Op 'n afstand sien hy Goliat pronk. Die son flits op sy bronspanser. Die grond skud soos hy daarop stamp. Vir die laaste keer, skree hy. Stuur 'n man om teen my te veg. Ek sal teen jou veg, roep Dawid uit, maar die reus hoor hom nie. Ek sal teen jou veg, Goliat. Jy's 'n blote seun. En die reus swaai sy swaard woedend bo sy kop. Maar Dawid wyk nie. Ek gaan jou doodmaak, Goliat, en jou kop afsny. Toe Goliat op hom afstorm, sit Dawid 'n klip in sy slinger en swaai dit oor sy kop. 1, 2, 3 keer swaai hy die slinger. Toe zoom die klip weg en tref die reus tussen die oë. Goliat steek vas. Sy magtige swaard val uit sy lewelose hand. Sy bene gee onder hom pad. Hy stort soos 'n reuse boom op die grond neer. Stilte daal oor die Filistynse leer neer. Toe, met die besef dat Goliat dood is, draai hulle om en vlug.
Met Goliat se eie swaard kap Dawid die reus se kop af. Uitgelate juig die Joodse soldate Dawid toe, en sy eie broers dra hom op hul skouers na koning Saul se tent. Jy het ons volk van slawerny gered, sê die koning. Van vandag af sal jy bevelhebber van my leer wees. En ek wil hê jy moet in my hof by my kom woon. So het Dawid, die nederige herder, toe by koning Saul gaan woon, en jare later het hy wel met die koning se dogter getrou, en eindelik self koning geword.